Watter formule toon die manier waarop atome in 'n molekuul gebind is, maar toon nie al die bindingslyne nie? Die korrekte antwoord is D, gekondenseerde struktuur. Hierdie is die struktuurformule van butaan. Butaan is 'n versadigde alkaan met 4 koolstowwe en 10 waterstowwe. Nou wat wys die struktuurformule vir ons? Dit wys vir ons die verskillende atome. Daar het jy byvoorbeeld H vir waterstof en C vir koolstof. En dan het ons hierdie lyne. En die lyne wys vir ons alle bindings wat atome bymekaar hou. Die volgende formule wat jy moet ken is die molekulêre formule. 1, 2, 3, 4, daar is 4 koolstowwe en dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, daar is 10 waterstowwe, C4H10. Die molekulêre formule is die chemiese formule wat die element, in hierdie geval koolstof en ook waterstof, en die aantal atome van elk in die molekuul aandui. C4, daar's 4 koolstowwe. H10, daar's 10 waterstofatome. Derde formule wat jy moet ken is die empiriese formule. Nou die molekulêre formule vir butaan is C4H10. Ons soek nou die eenvoudigste heelgetalverhouding van die elemente. In hierdie geval is hulle in die verhouding 4 tot 10. So ons deel dit deur 2, so dis 2 tot 5. So die empiriese formule is C2H5. Laastens die gekondenseerde struktuurformule. Nou hierdie notasie toon die wyse aan waarop atome aan mekaar gebind is in die molekuul, maar toon nie alle bindingslyne nie. So kom ons begin hier met die eerste koolstof, CH3. Dan die tweede koolstof is CH2. Ons derde koolstof is ook CH2 en ons laaste koolstof CH3. Nou ons kan dit ook korter skryf, CH3 bly CH3, maar daai twee CH2's herhaal direk na mekaar, so ons kan skryf CH2 en ons 2 van hulle en dan weer CH3. Dis belangrik om daarop te let, ons kan nie sê CH3 in hakies 2, CH2 in hakies 2 nie, want dit gaan oor die volgorde waarin dit in die molekuul voorkom.